Ons gesels met Yevgeny Alekseyevitj Fedorov. En Yevgeny Alekseyevitj is 'n kolonel in die Russiese leer. Yevgeny Alekseyevitj is 'n kandidaat in die ekonomiese wetenskappe, 'n parlementslid van die Laerhuis van die Russiese parlement, lid van die Staatsduma-komitee vir begroting en belasting en 'n werklike staatsraadgewer van die Russiese Federasie. Dit is nie ons eerste gesprek nie. Jy en ek het baie video's vir film omtrent 10, 8, 7 jaar gelede. En waarom het ek vandag in die jaar 2025 na julle gekom? Ja, vandag is dit Junie 2025. Omdat die meeste van jou voorspellings en voorspellings korrek geblyk het. Nie alles nie, ja, nie alles 100% nie. Maar nietemin, ek het jou vergelyk met baie ander politici, met sekere ontleeders, kletsers op Outube daar, wel, met verskillende mense, ek het jou met almal ver vergelyk. En dit het geblyk dat die persentasie van jou voorspellings wat jy destyds in die verlede gemaak het, ja, baie hoog is. Jy is beter as almal. Jy het baie treffers oor wat nou gebeur. Dit wil sê, wat jy voorspel het waar geword, wel heeltemal gedeeltelik reg. Of dit het waar geword, maar in 'n effens ander vorm, maar nietemin dit het gebeur. En natuurlik, ek is geïnteresseerd in hoekom jy sulke en sulke vooruitsig het. Wel, jy is duidelik nie 'n siener nie. Nee, nie een of ander soort astroloog nie, niks. Dit wil sê, jy gaan van sekere oorwegings uit. Wat is jou geheim? Ons gaan voort vanuit die wetenskap. Wetenskap gee jou altyd 'n antwoord, want wetenskap is 'n rigiede formule. Daar 2 + 2 is 4. Wat ons voorspel is glad nie ingewikkeld nie. Enige persoon wat die metodiek bemeester en in hierdie geval steun ons op die metodiek van die wetenskap van nasie-kompetisie, op die beginsels van die historiese vorming van die mensdom in die algemeen. Hoe die mens op die planeet Aarde leef, hoe die verhoudings tussen mense, tussen state, tussen nasies is. En daarom is die motiewe in hierdie gedragsalgoritme vir almal dieselfde. Verskillende metodes om doelwitte te bereik. Daarom weet diegene wat dit verstaan dit. Die naaste hieraan is historiese en reggeleerdes. Dan sal hulle jou ook al die voorspellings vooraf gee. Daar is niks ingewikkeld as jy in hierdie soort wetenskap, in hierdie wiskunde verdiep is nie. Nie almal weet hoe om krane te herstel nie. Maar daar is loodgieters wat weet hoe om dit te doen. Dit is nie omdat hulle genee is nie, maar omdat hulle dit eenvoudig doen. Hulle het die kwessie bestudeer. Dis dieselfde hier. Dit wil sê, ons verstaan hoe verhoudings tussen nasies verloop en ons verstaan waardeur dit gebeur en wat die resultaat van hierdie verhouding sal wees. Waarop baseer jy dit? Mededinging van nasies. Kom ons doen dit so. Teorie van mededinging van nasies. Ja. Mense op planeet Aarde woon in gemeenskappe wat stamme, later state genoem word. Nou word dit nasies genoem, wel state nasies. Hier is diere, hulle leef in een of ander soort troppe, een of ander soort skole. Dit is hulle lewensvorm. En hierdie wel soort verenigingsding met mekaar mee. Dit is kompetisie in die leefomgewing, ja, kompetisie in die natuur. Hier leef 'n persoon deur kompetisie in state en nasies en stamme voor dit. Wel, dit is die staat. As ons dit met die dierewêreld vergelyk, is dit 'n soort swerm, reg? Ja. 'n Swermbye. Of dis 'n trop wolwe. Beskou dit as 'n muurhoop. Hier woon hy in hierdie rofweg gesproke, baie rofweg, muurshope en kompeteer met ander muurshope. En as gevolg van evolusie is daar vandag nog 193 sulke muurshope oor. So jy het al die state getel? Ja, wat by die geregistreer is. Ja. Goed. En dit is mededinging tussen nasies. Dit is 'n kompetisie van nasies. En daarom is die hele lewe van die mensdom voortdurende oorloë. As 'n hoogtepunt van hierdie kompetisie. So jy neem enige geskiedenishandboek en kyk aan die einde, gewoonlik is daar 'n kort beskrywing van historiese gebeure in die geskiedenishandboek. En daar het jy niks anders as 'n lys van oorloë nie. Oorlog, staatsgreep, omverwerping, oorlog, revolusie. Dit is die gekonsentreerde uitdrukking van die kompetisie van nasies in die vorm van die hoogste vorm van mededingende stryd, in die vorm van oorloë. Alle oorloë is slegs vir gebiede. Dit wil sê, oorloë is nie vir gebiede nie, daar is tussenliggende oorloë. Hulle is gewoonlik nie so groot nie. Enige grootskaalse oorlog is die gevolg van die verandering van grense of die nie verandering daarvan, maar dan is dit die afstand doen van 'n sekere gebied. Dit wil sê, dis soos die stryd by diere om 'n habitat of om, kom ons sê, 'n beheerpunt, waar 'n trop byvoorbeeld daardie gebied beheer. Met ander woorde, nasies kompeteer met mekaar en vir. En die produk van die gebied is mededinging tussen gebiede. Vir oorlewing.
Wel, basies is dit oorlewing soos diere natuurlik. Kyk, dis absoluut dieselfde. Vir oorlewe. Dit wil sê, wie sal oorleef, wie sal, as het ware, wie absorbeer en onderwerp. Sal oorleef. Maar aangesien 'n nasie soos die meeshope is wat ons bespreek het, dan is dit die reëls van funksionering. Mense is in beginsel oral dieselfde, of dit nou hier is, in Engeland of in Frankryk. Maar dit is juis hulle gemeenskap wat die skakel van mededinging is, daardie gemeenskap. En gevolglik maak territoriale uitbreiding dit moontlik vir die gemeenskap om te verander deur ander mense in te neem, as hulle bereid is om volgens die reëls van daardie gemeenskap te speel. En in die tweede of derde geslag sal hulle reeds vergeet dat hulle ingesluk is. So die stryd om die oorlewing van nasionale gemeenskappe is die kompetisie van nasies. Ja, die hele gebied op die planeet Aarde is verdeel. Gevolglik, as jy groter wil word, moet jy dit van iemand wegneem. Waarom kan ons nie saamwerk nie? Omdat die motiewe van die menslike wese, soos enige lewende wese, kompeterende uitbreiding is. Ja, seker, miskien kan 'n wolf teoreties met 'n skaap saamwerk, die skape oppas en van hul melk leef. Maar in die natuur werk dit nie so nie. Dit is die lewe. Kom ons sê, God of iets het die lewe presies so georganiseer soos dit is. Mens is 'n deel van die lewende natuur met sy eie benaderings en beginsels, net soos in die lewende natuur. Die brein is soos die instrument wat verantwoordelik is om 'n lewende wese, mens, te onderskei van 'n lewende wese, 'n dier, 'n wolf, 'n beer. Hulle het ook 'n brein. Verskillende grade van doeltreffendheid. Ja, daar is kloue, tande, ore en dan is daar ook 'n kragtige brein. Wel, die doel verander nie in beginsel nie, reg? Dit is, ja, dit waarvoor alle lewende dinge leef, waarvoor die mens ook leef. Dit is waaraan ek aandag gee. Jy sien, dit is waarvoor alles wat lewe daar is, dat 'n persoon 'n kulturele komponent ontwikkel. Ja, dit is natuurlik betekenisvol, 1000 keer groter as die van lewende wesens, ja, maar in beginsel verander dit nie die betekenis en doel nie. Dit is 'n byvoeging tot die basis. Ja, dit wil sê, dit op sigself verander nie die doelwit nie. Dit is veral waarvoor die mededingende stryd van nasies. Daar mag bevoorregte posisies vir 'n individu binne 'n nasie wees. Hy kan 'n digter en skrywer wees. Almal is lief vir hom, maar dit versterk die kulturele komponent en die kulturele komponent verbeter die status van die nasie. En die verhoging van die status van 'n nasie het 'n positiewe uitwerking op die mededingende stryd van hierdie spesifieke nasie. Daarom is nasies in beginsel lief vir hul, so te sê, kulturele figure, want in die geopolitieke, historiese sin bereik 'n uitstaande kulturele figuur die doel van nasionale oorheersing beter as 'n soldaat. Wel, kom ons sê, maar net hulle gaan hul eie paaie. 'n Soldaat het sy eie taak en kultuurfiguur het sy eie. Ja, Verskillende sfere. maar vir die staat is dit in wese 'n enkele ruimte vir die versterking van sy invloed. Enige groot staat en veral 'n ryk, as die volgende stadium van staatskap wil uitbrei. Dit is die basiese beginsel, brei uit. Wanneer jy jou plek inneem, waar jy fisiese grense daar kan hê, byvoorbeeld in hierdie streek, in Eurasië, sal jy beslis na 'n ander kontinent klim. Dit is die beginsel, en terloops, die Sowjetunie het dieselfde beginsel gehad. Waarom het hy in die eerste plek geklim? Het revolusies reg oor die wêreld geskep. Na Afghanistan. Dieselfde beginsel. En nie net in Afghanistan nie, maar in Latijns-Amerika en oral en in Afrika. Omdat dit 'n beginsel is, dit is 'n beginsel van mededingende stryd tussen mens en nasie, om uit te brei totdat ander jou keer. Dit wil sê, jy sal jouself opblaas, totdat jy voorgekeer word deur iemand wat jouself ook opblaas. En hierdie oomblik van kontak van ambisies is die nuwe grense as gevolg van die verergering in die vorm van 'n wêreldoorlog. Ons kommunikeer daar, nou kan jy baie met buitelanders kommunikeer, wat voorheen nie die geval was nie. En wel, oor die algemeen alle normale mense. Normale Duitsers, normale Nederlanders, normale Amerikaners, jy kommunikeer normaal met hulle. Hulle wens jou geen kwaad toe nie. Ek wens hulle ook geen kwaad toe nie, ja. Maar dit is juist die staat as stelsel wat in konflik kom. Hulle het 'n sekere mededingende stryd. Marginales is nie vriende met mekaar nie. Ja, maar wat moet ons dan doen as ons mense normaal met mekaar kommunikeer en ons geen klagtes teen mekaar het nie? Maar die staat doen dit en ons behoort aan verskillende state. Wat om te doen? Nee. Leef in hierdie lewe volgens die reëls van hierdie lewe. As jy spesifiek nie wil hê dat jou generasie probleme moet hê nie, dan is daar meganismes wat in die menslike samelewing ontwikkel is. Hier is byvoorbeeld bandiete. Hulle het ook al eie reëls van verhoudings, reg?
Ja, hulle slaan en maak mekaar dood daar, maar tog het hulle sekere reëls. En hierdie reëls, byvoorbeeld, het rituele wat saam met die reëls ontwikkel is. Ons noem dit reg I, die reg. Met ander woorde, voor die reg was daar rituele wat toe in die reg verander het in die vorm van spesifieke wetenskappe, dokumente. Ek is byvoorbeeld 'n regsgeleerde in die vorm van regsdokumente en so aan. Dit wil sê, bandiete, hulle veg met mekaar. Maar dit beteken nie dat hulle elke dag op mekaar skiet nie. Dit beteken dat hulle tot 'n ooreenkoms kom. Hulle het mekaar geskiet, gaan sit en hul verliese vertel. Hulle het in ag geneem wat die een kon doen, wat die ander kon doen, die bende, en tot 'n ooreenkoms gekom. Julle beroof hierdie kant van die straat, vorder hulde, van hierdie kant af roof ek, vorder hulde, vorder van die stalletjies af. En dis al, die oorlog is verby. Toe het teenstrydighede opgehoop. Een van hulle het besluit dat hy reeds cool is. Hy het nie 500 bandiete daar nie, maar reeds 1000. En weer, Of 'n ander woord. ja, of 'n ander woord, weer 'n oorlog waaroor weer ooreengekom is. In beginsel werk die meganisme van die mensdom so, maar dit word wet genoem. Dit wil sê, 'n wêreldoorlog ooreengekom. As ons praat oor die reg, oor die kompetisie van nasies, oor die vorm van organisasie daarvan in die vorm van die reg, kry jy antwoorde oor wat om nou te doen. Nie net wat die Romeinse Ryk 2000 jaar gelede gedoen het nie, maar ook wat om nou te doen. Ja, Verstaan jy, omdat daar net een stelsel is. dit is alles dieselfde. Soos dit geblyk het, is alles oor die algemeen dieselfde, beide in die natuur en tussen mense, en tussen bandiete, tussen state, alles is dieselfde, alles, die beginsel is dieselfde, en almal se optrede is dieselfde. Daarom, as jy hierdie beginsels ken, kan jy 'n strategie bou gebaseer op hierdie beginsels en 'n resultaat kry.